graad 9's? Wat gaan dit met julle vandag? Goed, dankie. Hoe was julle wiskunde vraestel? Hoe was wiskunde altyd so erg? Okay, maar gelukkig as julle nou in EBW, wat mos julle gunsteling van is. Ja. So ons gaan vandag bietjie kyk na die sektore van die ekonomie. Julle het al hierdie van graad 7 afgedoen, so eintlik weet julle al mooi waar dit gaan. So ek gaan eers, om julle net so bietjie wakker te kry, gaan ek net eers vir julle 'n riddel gee. So julle kan bietjie met mekaar praat, ek gaan julle 'n paar sekondes gee om die antwoord te kry. So dit sê, dit vra wat is ek? So dis 'n iets. Dit sê miljoene mense gebruik my elke dag, maar niemand dink regtig oor my nie. Ek het geen stem nie, maar praat met miljoene. Ek het geen bene nie, maar ek reis die wêreld rond. Ek begin leeg, jy maak my vol. Wat dink julle is dit? Jou brein, nee. Onthou dis okay, jou brein is ook iets. Right? Nee, nie jou voor nie. Nee. Julle die antwoord weet. Julle gaan dis iets wat julle elke dag gebruik. Nee, is 'n papier. Daar, sê die antwoord, 'n papier. So dis iets wat ons elke dag gebruik. Nou gaan ons aangaan. Ek gaan vir julle 'n paar interessante feite vertel van papier, want ek weet julle dink julle gebruik nie eintlik meer papier nie omdat julle altyd op fone is. Maar julle gaan vir nog baie lank in julle lewe papier gebruik. Julle gaan tot en met, dink nog op universiteit ook, wat mens alles op papier skryf. So hier's net 'n paar interessante feite vir julle. Wie van julle was al Wildtuin toe? Okay, jy weet as jy Wildtuin toe ry, dan ry jy deur Mpumalanga, dis 'n provinsie. En daar's ons klop, daar's 'n hele bosbouarea daar waar daar vreeslik baie bome is. Dit is die hoofbosbou-industrie van Suid-Afrika. En SAPI, of SAPI as jy nou Engels is, kom van daar af. So Suid-Afrika is een van Afrika se grootste papier en pulpvervaardigers. Pulpvervaardigers is dat hulle daai fyn dele van die boombas gebruik en hulle laat dit in water lê en hulle trek dit op, dan maak dit pulp. SAPI is een van die bekendste papiermaatskappye. So julle almal weet die printerpapier staan daar altyd Mondi, daar agter Dunbar is daar een wat 'n ander naam op het, of Typex of so. So al daai papiere kom van SAPI af. Of SAPI. Suid-Afrika word daar ongeveer 2 tot 2,5 miljoen ton papier vervaardig en kartonprodukte. So as jy nou mooi gaan dink, hoe swaar dink julle is 'n renoster? 'n ton. So nou, sit 2,5 miljoen renosters bymekaar, dan weet jy hoe baie papier dit is. Dit neem 'n boom 10 tot 15 jaar. So dit hang af wat se boom dit is. In Suid-Afrika gebruik hulle meestal dennebome omdat dit die vinnigste groei. So wat hulle doen is as hulle 'n area klaar ontbos het of die bome afgekap het, dan het hulle klaar 'n ander deel wat hulle mense noem dit in Engels 'n sapling, wat hulle die klein boontjies. So dit begin nie van 'n saadjie af nie, hulle het klaar gegroeide boontjies wat hulle dan plant. So dan is dit die volgende batch wat oor 10 of 15 jaar afgekap gaan word. Nou hierdie industrie verskaf ongeveer 150.000 tot 2000 werksgeleenthede. So julle kan sien dit verskaf baie werk. Nou watse tipe mense dink julle sal in hierdie bedryf wees? Dink julle dit sal mense wees met 'n universiteitsgraad? Dink julle dit sal dalk mense wees wat nie skool klaar gemaak het nie? Ja. Okay. So, kom ons gaan aan. So nou wonder julle hoekom ek van met papier begin het. So papier is die ding wat ons die meeste elke dag gebruik. So ek het dit as voorbeeld vir julle gebruik, want dit vertel 'n storie van hoe die hele ekonomiese sektore en hoe alles bymekaar gaan. So ons gaan nou begin met die 3 sektore. Wie van julle kan vir my die 3 sektore sonder dat ek dit al genoem het, of ek dink julle kan dit dalk al daar sien? Wat is die 3 sektore? Primêr, tersiêr en sekundêr. Wat sê julle is eerste? En dan? En dan? Goed, so as jy primêr, julle gaan eers laerskool toe, wat jou primêre
opvoedkundige deel is. Dan gaan jy hoërskool toe wat sekondêr is en dan gaan jy universiteit toe wat tersiêr is. So jy het die een nodig vir die ander een. So jy kan nie universiteit toe gaan as jy nie in die laerskool was of in die hoërskool was nie. So die een en die ander een nodig. So aan die einde van hierdie les gaan julle vir my die primêre, die sekondêre en die tersiêre sektore kan identifiseer. So ek gaan vir julle sê dat maar 'n gevalle studie kan gee en jy gaan vir my kan sê in watter industrie of sektor val dit. Julle gaan vir my kan verduidelik wat beteken die woord interverwantskap. Julle leer baie keer in NW ook daarvan. Goeders wat interverwant is. So dis daai wat ek nou vir julle gesê het, as jy wil tersiêr gaan, dan het jy nodig om sekondêr of primêr te hê. So dis hoe hulle saamwerk om jou by 'n eindproduk uit te bring. Dan gaan julle ook die rol van die 3 sektore, gaan ons na kyk na hoe gaan ons dit kan gebruik en nog steeds volhoubaar kan wees. Volhoubaar beteken, ons energiebronne gaan ons nie uitput nie, ons gaan nie so erg besoedel nie, julle almal weet al van die hele ding van herwin, herskep, herbenut, dit is waar hierdie deel gaan inkom. So, kom ons begin eers praat van sektore. Wat dink julle beteken die woord sektor? 'n Gedeelte, mooi. So hierso kan jy sien, ek het vir julle die 3 dele al so gemaak. So as ons praat van sektore, dis amper soos as jy 'n lemoen gaan oopbreek en jy het al daai skyfies in die lemoen. As daar een skyfie missing is, dan gaan dit mos nou nie 'n heel lemoen wees nie. So dit is waar hierdie inkom waar ons 'n indeling in al die aktiwiteite van die land, maar dit kom ook alles bymekaar, want dit alles saamwerk. Julle het klaar vir my gesê wat is die 3 sektore, julle ken daai al uit julle kop uit. Ek dink julle weet nie al hoe lank julle dit eers doen nie, maar julle ken dit al almal. So die primêre sektor, dis wanneer ons grondstowwe uit die grond uithaal. Wat is grondstowwe? Ja, wat nog? Gewasse. Mooi. So dis alles wat ons uit die grond uithaal om goed mee te produseer. Nou as ek van grond praat, kan dit visvang ook wees. So dit is gewoonlik waar alles begin. Dis waar ons alles vandaan kry. Dit val ook onder mynbou. Onthou Suid-Afrika se mynbou gedeeltes is baie groot. En dan het ons ook die bosbou wat ek nou vir julle gesê het. In Suid-Afrika is ons landbou ook baie groot. Baie van ons landbouprodukte, heel toevallig ons sitrusprodukte, word vreeslik baie uitgevoer ook. So baie produkte, mens dink aan land met hierdie groot, al die plase met mielies en koring en alles wat ons kan gebruik, maar baie van dit word fisies geskep om uitgevoer te word ook. Nou het ek vir julle 'n vraag hierso. Kom ons kyk of julle dit weet. Watter mineraal voer Suid-Afrika die meeste van uit? Goud. So, wat draai julle? Hierso wag vir julle almal 'n verrassing. Julle het goud. Ja, right. Platinum. So platinum is 'n metaal wat verskriklik sterk is. Dit word gebruik in motor engines. Jy kan juwele maak daarvan omdat dit so hard is. So dit is 'n goeie plaasvervanger vir iets soos goud. 90% van die platinum wat hulle in Suid-Afrika myn, voer hulle uit. So ons maak groot geld uit dit uit. En dan het ek vir julle nog een. Kom ons kyk vir hierdie. Watter land voer die meeste rys uit? Rys wat ons eet. China, India of Japan? China, kan ek China klik? Ja, kan dit kyk. India. Net as mense altyd sushi eet, is dit nie te sê hulle vir die meeste rys uit nie, né? India is van alle plekke. Dan kyk ons na die sekondêre sektor. Die sekondêre sektor is waar ons dit wat ons klaar uit die grondstowwe uitgekry het, dit gaan nou soet en dit word verwerk. So as iets verwerk word, dan gaan dit altyd fabrieke wees. Dit gaan konstruksies, skus die prentjies is bietjie, ek het nie vir julle lekker kan sien van nou agteraf nie. Maar dis alles wat vir ons elektrisiteit, so Eskom
byvoorbeeld die stasies wat vir ons krag opwek, ons waterpype, al daai goede. So dit is mense wat nog steeds fisiese arbeid doen, maar dit gaan mense wees wat half geskoold of ongeskoold is. So as jy tog ongeskoold is en jy kan nie behoorlik lees nie, hoe gaan jy 'n masjien of 'n konstruksievoertuig, jy gaan ons nie weet hoe dit werk nie. So ons begin by 'n onderste industrie wat dan opbou, en dan gaan ons aanbeweeg na ons tersiêre sektor. Ons tersiêre sektor verskaf dienste, en daai dienste wat verskaf word, dit sluit in soos winkels en allerlei versekeringsmaatskappye, ons lughawens, al daai goeders. So dit gaan ons staatsdienste, dit is alles wat vir ons dienste verskaf. Nou as julle gaan kyk na waar alles nou bymekaar kom, die woord interverbandskap, wat ek vir jou gesê, die een en die ander een nodig. So al hierdie sektore werk saam. So byvoorbeeld, die primêre sektor, as daar nie 'n behoefte in die tersiêre sektor is nie. Sê nou maar ons besluit, ons het nie papier nodig nie. Sê nou maar dit is 2070. En julle is nou al stok uit. En julle het nie meer boeke of papier waarop julle skryf nie. Ons gebruik net tegnologie. iPads en jy dra sommer 'n bril wat die goed aan die kant vir jou op en so. Gaan daar nog steeds 'n behoefte wees aan so baie papier? Goed, so dit gaan dan ons primêre sektor beïnvloed. Maar nou is die tersiêre sektor ook tog die primêre sektor nodig, anders kan hy niks vervaardig nie. So dit beteken fabrieke gaan toemaak. So dit is wat dit beteken die interverwantskap. So elkeen het die ander ene nodig. So mens kan nie noodwendig sê ons gaan 'n klomp bome afkap want ons wil 'n klomp meubels maak. Ja, ons wil 'n klomp meubels maak. Maar al daai bome wat ons afkap word vir ander goederes ook gebruik. So as ons nie daai ander goederes gaan nodig het nie, dan wat gaan ons doen? Byvoorbeeld iets wat interessant is, 'n dokter wat in die tersiêre sektor val, want hy lewer 'n diens. Wat het julle gebruik, julle wat nou by dokters was? Wat het julle gebruik 'n dokter wat van die primêre sektor af gaan kom wat hulle nodig het? Behalwe papier. Dit kan goed wees wat hulle in die medisyne ook sit. Mooi, daar sê dit reg. Die houtstokkie wat jy so in jou keel druk wat so terrible is, daai houtstokkie kom ook aan die pad van Sappi af. So al die houtgoeders, so kan jy nou verstaan, 'n mens dink, dis hierdie een maatskappy wat net gaan en ons gaan kap 'n klomp goeders af en ons vervaardig 'n klomp goeders. Dit gaan tot in by die tersiêre sektor. So die een het die ander een nodig, dis baie belangrik, jy kan nie net sommer net skiet na die volgende een nie. So daar het ek net vir julle gesê, ons het byvoorbeeld die primêre sektor en die sekondêre sektor nodig as dit kom by 'n fabriek. Maar nou met dit wat ons so steenkool, nou moet steenkool iewers kom. So nou het ons 'n vervoerdiens nodig wat van jou tersiêre sektor afkom. Dan beweeg die lyn weer daai kant toe. So dit is soos 'n mens kan nie, as jy kyk na NW byvoorbeeld, jy het sekere organe wat afhanklik is van die ander ene. So hierso werk dit presies dieselfde. Die een is afhanklik van die ander ene. Nou gaan ek vir julle 'n klein videoetjie wys voordat ek ons hieroor gaan praat. Baie kort en kragtig. Maar kan julle sien dit is 'n piep klein ladybug, dis nou so baie klein. Piep klein ladybug wat net verbykom en sien daar lê 'n bottel op die grond. En nou moet hy 'n plan maak om daai bottel in die asblik te kry. So elkeen van ons is dalk een, maar as elkeen van ons iets doen, gaan dit op die uiteinde 'n groot verskil maak. En dis waar volhoubare gebruik inkom. Onthou, God het ons geskape as rentmeesters. Weet julle wat beteken die woord rentmeester? Rentmeester beteken, ons is aangestel om te kyk
na die aarde. So dit beteken, ons kan nie nou net besluit, ons gaan 'n klomp hulpbronne gebruik en ons gebruik dit op. En op die uiteinde is daar vir julle kinders en die kinders na julle, is daar niks meer hulpbronne oor nie. So ons moet volhoubaar wees, wat beteken ons gaan vooruit moet dink, om alles te kan beskerm. En dit kom in by elkeen van ons. So, julle weet, baie keer loop julle hier op die speelgronde, daar waar julle snoepie is, en dan was iemand dalk te lui om iets in die asblik te gooi, en dan loop almal maar net verby. So dit vat daai een om dit net op te tel en dit weg te gooi. En julle het nou gesien hoe klein is hierdie, maar dit kan 'n verskil maak met een mondel. So daar het ek nou net vir julle gesê, ons moet na ons hulpbronne kyk en dit verstandig gebruik, sodat dit nie opraak nie. En baie keer raak mense geldgierig, en dan wat ons doen is, ons wil net nog meer goud, nog meer steenkool, al daai minerale wat nie herwin kan word nie, wil hulle opgebruik. En dan het ons geen natuurlike hulpbronne meer oor nie, dis nie hulpbronne wat ons weer kan vervaardig nie. En dan moet mens alternatiewe kry wat in fabrieke gemaak word en fabrieke doen besoedeling. So dis een kettingreaksie wat alles aan mekaar werk. Ek gaan nou vir julle 'n video wys dat julle bietjie kan sien al die papier wat ons weggooi elke dag. Wat gebeur daarmee? Want as ons minder papier gebruik, dan hoef ons nie so baie bome af te kap nie, wat dan 'n groot verskil gaan maak. En julle weet baie keer, ek weet nie wie van julle se ma's nog baie plaas as jy so ry en skielik is daar een van die manne wat al die kartonbokse en die papier op sy trolley laai en voor mens is en jy kan nie verbygaan nie. Daai mans wat daai goeders vervoer speel 'n baie belangrike rol. Want dit beteken wanneer die afval reeds aankom, so wat hulle doen is, hulle laai net papier, plastiek en karton daarin. So nou, waar byvoorbeeld hierdie gaan julle nou sien is 'n Britse video. So daai mense het trokke waarmee die vullis vervoer word, dan kom dit by 'n depo aan. By die depo het hulle mense nodig om dit alles te skei. So hierdie ouens, hierdie trolleymanne vervul in Suid-Afrika eintlik 'n baie belangrike rol. Want hulle sif klaar dat ons papier en karton en die goeders apart het, en dan hoe dit werk is waar hulle dit aanbring, kry hulle vir die gewig. So hulle vat nou daai sak, dan weeg hulle dit. Dan sê hulle byvoorbeeld vir elke kilogram wat jy bring, kry jy R20. Ek weet nie hoeveel hulle kry vir 'n kilogram nie, ek dis maar net 'n voorbeeld. Dit is dan hoeveel jy kry vir dit wat jy daar afgelaai het. So kan julle sien op die uiteinde, daai mense word minder betaal want baie van hulle is ook ongeskoold, maar dit skep vir hulle werk en dit help ook met die werk wanneer dit alles gesif moet word. Hey, julle twee. Following the paper trail. Paper is our most recycled material. In 2008 and 2009, Devon's residents recycled over 33,000 tonnes of it. So a forest the size of 1,000 football pitches was saved from being cut down. But what exactly is involved in recycling paper? First of all, your local council collects the paper from your box, bin, bag or bank on collection day. It is then taken to the recycling depot in your area. In most parts of Devon, the sorting and separating of materials takes place at the curbside. There are some councils, however, who collect mixed recyclables. Where this is the case, they are taken to a depot where they are sorted by hand or using machinery. This tends to be used in more urban areas for efficiency reasons. From here, it is sold and sent to a paper mill. On arrival, the paper is checked for quality and contamination, and it is sent to be shredded and pulped. Pulp is needed to make paper as it contains an essential ingredient, cellulose fibre. Pulp for virgin paper, paper with no recycled content, is made from softwood trees such as pine, as well as hardwood trees like birch, which is costly for the environment. However, pulp can also be sourced from other materials, including waste paper. But because paper can only be recycled 4 to 6 times, as the fibres get shorter and weaker each time, some virgin material, usually wood chip, needs to be added to strengthen the pulp. This is one of the reasons it's so important that we reuse our paper as many times as possible. So at the mill,
Once any large contaminants have been removed, the waste paper is cut into small pieces and turned into a mushy substance by adding it to water. This is pulp. It is then sent to be cleaned, in which any small contaminants like staples are removed. It is then stripped of ink and colour using chemicals. After this, the pulp is sprayed in a continuous wide jet onto a huge, fast-moving screen, forming a watery sheet. On the screen, water drains from the pulp and the recycled fibre is formed. The sheet is then fed through rollers and any excess water is squeezed out. Next, the paper sheets are sent through heated rollers which dry the paper, after which the coating is added, giving the paper its smooth or glossy texture. On average, a mile of paper a minute passes through these rollers. Finally, the finished paper is... So kan julle sien weer om papier oor en oor te gebruik. Ons kan dit tot 4 tot 6 keer kan hulle dit weer oorgebruik en dan word daar minder bome afgekap. So julle huiswerk gaan ek vir julle die aktiwiteit gee. Dis net tabelle wat julle vir my moet gaan voltooi. Luister mooi asseblief. Daar's een tabel wat jy nog nie kan voltooi nie. Wat gaan oor die rol in die ekonomie. Ons gaan dit eers in die volgende les doen. So los net daai tabel oop en julle moet daai dan asseblief vir my gaan voltooi en jy kan in jou handboek op bladsy 44 kan julle kyk en al hierdie skyfies is op julle Google Classroom gelaai. So as julle enige ekstra inligting nodig het, kan julle daar kyk. Goed, die klok het gelei, julle kan gaan pause hou.